Jong, jy weet mos as mense vir jou al die ou grappe vertel wat aan jou beroep verwant is, soos prokureurs, dokters en boksers, wat al daardie grappies oor en oor hoor. Wel, dieselfde met predikante. So kla 'n ou oom eendag by my, hy het gedink hy is snaaks, en hy sê, ja nee, hier by die kerk is dit net gee en gee en gee. Ek was gelukkig voorbereid en antwoord hom toe ewig geduldig, dankie vir die kompliment oom, sê ek. Hy kyk my verbaas aan met 'n groot vraagteken op sy voorkop. Ja, sê ek, wat 'n ontsaglike voorreg as 'n mens kan gee en gee en gee. Dit beteken mos dat ons uiters geseënd is om te kan gee. Ek bid gereeld vir hulle wat so swaar kry dat hulle nie kan gee nie. Dit was na 'n erediens en met my Bybel by my kon ek toe sommer vir hom lees uit Handelinge 20 vers 35 waar Lukas skryf: Deur my voorbeeld het ek in elke opsig vir julle gewys dat ons hard moet werk sodat ons die armes kan help. Onthou die woorde van die Here Jesus. Hy het self gesê om te gee maak 'n mens gelukkiger as om te ontvang. Nou ek gaan nou nie met die Here Jesus stry nie, ek weet nie van jou nie. Dit is waarskynlik waarom Paulus ook aan die Korinte skryf in 2 Korintiërs 9 vers 7. God het 'n blymoedige gewer lief. Of nog mooier klink dit vir my in die Engelse Bybels waar daar staan God loves a cheerful giver. In die boodskap klink die hele vers so: gaan besluit nou self hoeveel jy wil gee. Moenie 'n klomp geld gee en dan na die tyd daaroor spyt kry nie. Moet ook nie verplig voel om iets te gee nie. God is lief vir mense wat hulle geld met blydskap weggee. God is lief vir mense wat hulle geld met blydskap weggee. Vrygewigheid is geloof wat sigbaar word. Dit is vertroue in God wat duidelik sigbaar word. Om te glo dat die saad wat jy saai nie verlore gaan nie. Paulus gebruik die beeld van 'n boer. Wie karig saai, sal karig oes, en wie oorvloedig saai, sal oorvloedig oes. 2 Korintiërs 9 vers 6. Om te saai is 'n daad van vertroue. Jy begrawe as dit ware iets waardevols, omdat jy glo God bring groei. 'n Blymoedige gewer weet dat gee nie 'n verlies is nie, maar 'n belegging in God se koninkryk. Spreuke 11 vers 24 en 25 is in die Engelse Bybel soms beter vertaal. Salomo sê, The one who scatters increases all the more. In Afrikaans staan daar, mense wat vrylik uitdeel sal steeds meer hê, maar daar is ander wat suinig is en tog arm word. En vers 25 sê in die nuwe direkte vertaling, 'n gulhartige persoon, met ander woorde 'n baie vrygewige persoon, geniet oorvloed. Die beginsel is eenvoudig. Die hand wat oop is om te gee, is ook oop om te ontvang. Maar gee begin altyd in die hart. Paulus sê, laat elkeen gee soos hy in sy hart besluit het. Dit gaan oor gesindheid. Gaan lees gerus maar weer daardie skokkende verhaal en kom ons leer 'n les by Ananias en Safira in Handelinge 5. Scary stuff, soos die jong mense sou sê. Hier is vir jou 'n uitdaging. Gee vandag iets doelbewus en uit geloof, nie net uit oorvloed nie. Gee iets wat jou herinner, ek saai omdat ek glo. Bid dan 'n kort gebed. Here, ek vertrou U met my saad. Kom ons bid nou ook saam. Help my Here Jesus om altyd 'n blymoedige gewer te wees, om sommer met blydskap te kan weggee. Help my om te saai, om baie te saai en nie karig nie. Ek bely opnuut, ek het U lief, die gewer, nie die geskenke wat U gee nie, maar U wat alles besit en wat kan uitdeel soos U wil. Dankie vir U liefde, dankie vir U genade. Amen.